Daar's hy. Okay, hallo. Hallo. Baie welkom by wat sal ons dit noem? Free Speech 101. Ons het nog nie besluit of dit Free Speech 101 is en of dit 'n intro to free speech is. Wel, dit is almal in Engels anyway. Dit maak nie Of saak het nie. Vryheid van spraak 101. Dit gaan basies net 'n gesprek wees waarin ek en Alneke net so 'n bietjie gesels oor, ek dink een van die topics wat verskriklik gedebatteer word obviously. En dit is of mens vryheid van spraak moet hê, en of jy jou mening regtig kan gee. Die doel van die gesprek is vandag om nie regtig te diep in just die wet te delf of soos verskriklike hofsaake te bespreek of so nie, want ons is baie realist wat just actual cases van dit, waar dit of prohibit of goedgekeur word. Maar die doel is net bietjie meer om te kyk soos wat beteken dit vir ons, dink ons dit moet wees, dink ons dit moet nie, net soos bietjie meer van 'n oppervlakkige gesprek. Ek dink mense kan op 'n later stadium dalk 'n bietjie dieper in dit indelf. Ja. So ja, voordat ons in dit ingaan, Alneke, is daar enigiemand wat hierdie week hulle vryheid van spraak en jou geduld daarvoor getoets het? Nee. Ek het, soos om eerlik te wees, ek dink ek het 'n easy lewe in die sin van die mense wat om my is mense wat ek daar wil hê. So dit is nie dat hulle my innooi in die sin van ek wil vir hulle goeie sê wat ek nie moet sê nie. Ofwel wat malicious is. Soos ja. So nee, ek het ja. Actually 'n goeie punt wat jy maak, Al. Ek het nou die dag besef, of eintlik gister het ons, my ouers kuier nou so hierdie week. En toe het ons so gery en daar's hierdie, ek weet nie of jy Juanita Du Plessis geluister het nie, maar daar's hierdie liedjie Wit Vlaggie. En Ja. dit is so lame eintlik, maar dis sorry ek net gaan net gou so maak. Maar anyway, dis is 'n Afrikaanse liedjie, maar dit is verskriklik oud. En dit gaan oor soos hoe hy basies sing oor 'n wit vlaggie en vrede. Maar dis is in 'n verhouding en nou vrede. Anyway, luister die liedjie, dit is funny. Maar toe besef ek, ons het die liedjie geluister toe ons kinders was. En toe het ek net so 'n oomblik van self-reflection waar ek besig om te bestuur, maar ek sê, "Jesus, die lewe het eintlik so baie verander vandat ek laas keer hierdie liedjie geluister het." En dit het my nou net daaraan herinner toe jy sê jy het nie regtig mense in jou lewe wat jy nie daar wil hê nie, maar ja, die lewe verander eintlik so baie. Dink nie mense het genoeg tyd altyd of mense maak nie altyd tyd om te reflekteer op dit nie. Wat ook seker die doel is van hoekom ek en jy hierdie podcast begin het, want dit help ons om te reflekteer op hierdie tipe dinge. Kan ek net vra, as ek die liedjie gaan luister, gaan dit my algoritme opmors? Maar ek dink jy sal fyn wees met een liedjie. Solank ek net randomly begin Juanita Du Plessis luister, as ek soos 'n liedjie kies op Spotify nie. Nee. Maar dis actually interessant dat jy dit sê. Okay, so dit is eintlik 'n baie goeie inleiding vir waaroor ons gesprek vandag gaan, in die sin van dat ek dink daar's 'n groot interaction tussen sosiale media en vryheid van spraak. En mense is baie geneig om te dink dat sosiale media, ek dink nie dat ek sê dis 'n verkeerde denke nie. Ek sê net mense dink maklik dat vryheid van spraak sosiale media of maak dit baie moeiliker, omdat ek meen cancel culture is so groot. Jy kan nie regtig iets sê soos dis permanente rekord en dit word so geamplify, want ek meen jy sê iets en duisende mense kan dit sien. En dan natuurlik die baie belangrike ding van dat die algoritmes is maak al vir echo chamber, waar dit baie keer mense wat in sekere dinge glo, hulle hou aan daai content kry. Ja, dis asof jy nie uit daai soos meer liberale mense sal meer liberal content kry op hulle social media, waar meer conservative believing mense meer conservative content sal kry. So
ek is al byvoorbeeld, ek is bietjie meer aan die konservatiewe kant, maar ek het ook 'n liberal side aan my. Maar ek sal byvoorbeeld Ben Shapiro op my Instagram feed kry en nie Kamala Harris nie. Mm. Voorbeeld, Ja. dis net 'n voorbeeld, ja. Ja. Maar ek wonder eintlik, en ek bedoel dit is slymer ook in weer eens aan dit slymer insit dat baie van hierdie goed is goed waaroor ons ook nou maar vir die eerste keer hardop gesels. So wees maar geduldig met ons as ons goed sê wat of nie sin maak nie of dit 50 keer herhaal. Maar ek wonder partykeer soos of mens enigiets moet kan sê op sosiale media. En dis moeilik om nie te verwys na goed wat al gebeur het nie. So ek wil nie regtig nie, ek gaan vermy om dit te doen. Maar mens dink aan gebeure waar mense goed gesê het wat uit konteks gevat word en baie lank na die tyd hulle basies aan die gat kom byt. So ek weet nie, as jy sê net maar iets het wat jy sou wou sê, dink jy sal dit net post op sosiale media? Of as jy dink jy 2 keer voordat jy vandag iets post met die vrees dat iemand daar of nie die vrees nie, maar soos met 'n bekommernis, at least 'n afterthought dat iemand dit dalk later uit konteks mag neem. Ek het 2 goeters. Soos 1, ek gee nie 'n vet om wat ander mense dink van my nie. So ek is nie bang om soos goeters op social media te post nie. As ek 'n opinie het, soos my opinie is baie sterk oor die feit dat daar net 2 genders is, of kom ons sê nie, en soos daai hele topic is my opinie baie sterk oor, en mense kan nie regtig my opinie probeer challenge nie, want ek gaan nie dit verander nie. Dit is my opinie, en ek het my redes hoekom dit my opinie is, en in daardie geval sal ek iets post, en of as jy nou in daardie kategorie val waar jy nie saam met my stem nie, is dit jou saak. Dit is jou probleem. As ek besluit om dit te post, hierdie is my opinie. As ek besluit om dit te post en jy het ietsie te sê daaroor. 1, hoekom kyk jy na my post as dit vir jou 'n issue is? En 2, dis net my opinie. So what? Dis net my opinie. Dit is nie hoekom maak dit saak wat ander mense dink? Ek weet dit klink snaaks, maar dit is net my opinie. So hoekom, en also, hoekom pla dit jou so erg dat dit my opinie is? Hoekom moet ek saam met jou stem? Hoekom moet ek gaan soos maar ja, wat jy sê is reg, so ek gaan my opinie net nie voice nie. Dit maak my dink aan soos, sorry, dit maak my dink aan soos, ek gaan nou 2 voorbeelde gee. Soos die hele rede, soos wat ek verstaan, hoekom Elon Musk Twitter gekoop het, is juis as gevolg van hy wil hê mense moet kan sê wat hulle wil. Mense moet kan, sonder om afgeskop te word van die platform af, sonder om gesê te word soos jy mag nie hierdie doen nie, sonder om die post geremove te hê, omdat daar supposedly iets is wat insulting is teenoor 'n ander groep mense of 'n ander persoon. En ek kan of stem saam met dit, so sosiale media is nie veronderstel om te geregulate te word in daardie sin nie. Ek voel sosiale media is available tot almal, en obviously omdat ons in hierdie klein society, so sosiale media maak dat ons almal eventually in dieselfde society lewe. Soos ek en 'n persoon in Italië of 'n persoon in Europa, somewhere in Europa of Australië of wat ook al. Soos ons is connected met sosiale media, en wat dit interessant maak is ons gaan nie dieselfde opinies hê nie. So laat ek my opinie voice, laat jy jou opinie voice, en dan soos kan ons ook leer wat ander cultures, ander societies wat nog steeds deel is van ons society, ons kan dan leer van mekaar, verstaan? So ek dink dis ja, en soos Andrew Huberman, whoever Andrew Huberman ken, hy het deur dieselfde storie gegaan
van hy het iets gesê, iemand het dit uit konteks uitgevat en hy was gecancel gewees en dit was 'n groot issue gewees. Vir hom want Wat het hy gesê? Ek het dit gemis. ek Andrew dink dat Huberman. hy het Ag jy iets ons hoef ook nie voorbeelde te discuss nie. Sorry, daar gaan ek nou alweer met my voorbeelde. Okay, ja, kom ons los die voorbeelde. Ons sal 'n ander dag daaroor praat. Soos ek en jy wat luister na Andrew Huberman en actually sy podcast luister byvoorbeeld, het dit nie uit konteks uitgevat nie en het nie gegaan soos ek maar wat hy sê is verkeerd of wat ook al nie. So vir ons het dit nie gebeur nie. En ek het nou die dag toe luister ek 'n podcast met hom. Dit was nie deel van sy podcast nie. Dit was 'n ander podcast. Hy was net toevallig in die podcast. Dis hy soos dit was moeilik vir hom want hy word nie net gecancel op sosiale media nie. Hy word gecancel in regte lewe ook. En omdat hy soos 'n bekende gesig het en wat ook al, as mense hom sien en hulle stem nie noodwendig saam met daai snippet wat verkeerd opgevat is nie, dan crucify hulle hom in real life. Soos imagine net jy loop in die straat en iemand kom na jou toe en sê vir jou jy is sorry vir ek gaan nou vloek, jy is 'n stuk kak. Soos argumente onthou nou. Ek weet nie hoekom raak ek so passionate nie, maar jy verstaan wat ek sê. Soos dis nie Ja, maar it's not fair want dit was ook nie, dit is 'n 30 sekonde ding wat van 'n 2 ure lang sê my podcast afgevat is. Maar dis nou juist die punt. Die punt is dat daar is verseker, ek dink mense is baie meer conscious oor of hulle sekere dinge moet post. En ek verstaan, ek dink is tot 'n mate commendable dat jy sê jy's gee glad nie om oor dit nie. Maar ek dink ook meeste mense sê hulle gee glad nie om nie tot daar wel iets gebeur. En ek dink dit is tog 'n baie scary situasie. Ek meen byvoorbeeld sonder om nou ek dink dit is baie moeilik om obviously hierdie gesprek te hê sonder om voorbeelde te gee. So ek gaan nie in diepte van die voorbeeld ingaan nie. Mense kan nou self gaan kyk en ons kan dit op 'n latere stadium weer bespreek. Maar ek dink byvoorbeeld iemand soos Penny Sparrow. Dis 'n situasie waar ek dink nie sy het voor die tyd gedink oor ek kan sekere dinge nie sê nie want mense gaan dit uit konteks dalk uitvat nie. Maar soos ek dink mense is verseker, ek at least is verseker baie meer conscious oor sekere dinge wat mense wil post met die idee dat weet jy wat, mense kan dit dalk eendag uit konteks uitvat. So die belangrike ding wat ek dink jy gesê het is dat ek dink dit bring my by 'n punt waar mense kom by hoorie, okay, maar kan jou wat jy sê actually ander mense seermaak? Dus kan as jy iets sê wat vir jou vryheid van spraak is, kan dit in die eerste sin haat versprei teenoor 'n ander persoon. Ja. En ek dink dit is waar baie van hierdie argumente vandaan kom teen dat jy nie net enigiets op sosiale media kan sê nie. Kom juist van die punt af dat dit 'n haat teenoor ander mense invoke. En ek sal tot 'n mate die devil's advocate in hierdie situasie aanneem, maar nie in die sin van dat ek dink dat ek 100% saamstem met wat ek sê nie, as ek nou devil's advocate is nie. Want daar is natuurlik baie sterk argumente teen dit en ek kan dit dalk baie duidelik maak van die begin af dat ek is 100% vir vryheid van spraak. Ek dink die regering speel geen rol in om jou ek kan ook dalk sê ek is bereid om te sê ek dink nie die regering het enige rol in om vryheid van spraak te probeer beperk of limitations op dit te sit nie, alhoewel ek moet sê ek verstaan hoekom. Maar ja, dit sal nou daarby uitkom. Ek dink so ek verstaan hoekom partykeer sinema mense sal sê veral in as jy nou kyk na byvoorbeeld baie van hierdie wat sosiale media, jy het Elon Musk genoem. Daar's 'n ander situasie betrokke wanneer jy kyk na of privaat entiteite of privaat sosiale media companies dit kan beperk. Ek het 'n groot probleem daarmee wanneer die regering of een of ander government body probeer insaal lewer op wat gebeur op 'n privaat platform. Ja, soos enige iemand wat soos Noord-Korea en China en wat ook al met sosiale media.
Dis wat hulle doen. Ja, ja, maar dit is 'n bietjie complicated daai want ek dink baie van die companies in baie van die Chinese oorspronklike companies het baie sterk ties met die Communist Party. So ek dink dit is 'n bietjie van 'n daar's baie nuance obviously by dit betrokke, maar ek dink dit is belangrik. Dis 'n goeie punt wat jy maak in die sin van dat daar is baie insaag wat probeer gelewer word van regerings reg oor die wêreld se kante af. En ek dink dit is belangrik dat mens daai lyn moet hou by waar privaat entiteite self die reëls kan maak. En vir daai rede dink ek byvoorbeeld 'n platform soos Twitter of X dat jy enigiets sal kan sê op dit, dink ek nie is 'n slegte ding nie. Ek dink as jy bereid is om 'n account op dit oop te maak, moet jy bereid wees om te weet dat daar mense goed gaan sê waarmee jy nie gaan saamstem nie. En mense wat nie saam met jou gaan stem nie en jy gaan die nagevolge daarvan moet vat. 100%. Ja. Maar ek dink ons stem altyd saam oor dat sosiale media het verseker die manier wat ons vryheid van spraak sien en benader baie verander. En ek dink ons gaan nog verskriklik baie veranderinge sien. Want obviously, ek wil ook nou nie eers 'n gesprek hê oor AI nie, maar daar gaan nog verskriklik baie veranderinge natuurlik wees in die manier hoe ons sosiale media sien en dan vryheid van spraak sien. Maar dit 'n belangrike punt wat ons nou aan geraak het, maar wat ons dalk dieper in kan gaan is oor of vryheid van spraak regtig ander mense kan seermaak. Soos dink jy regtig dat iets wat jy sê as iemand anders nie met dit saamstem nie, dat dit regtig daai persoon kan seermaak? Soos ek weet byvoorbeeld section 16 van die Constitution natuurlik beskerm freedom of expression, maar met limitation natuurlik dan nou op haatspraak en wat dit incitement of violence en vergeet ek daar's nog 'n so propaganda for war. So daar's obviously nou 'n paar limitations, maar dink jy dat as jy iets op sosiale media sê, kan dit regtig iemand anders seermaak wat nie met jou saamstem nie, of dink jy hulle is net te oorsensitief? Want sorry, ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Ek verstaan en hier neem ek my devil's advocate half skoen aan. Is dat mense wat byvoorbeeld kom ons sê transgender mense. Hulle voel, ek dink at least van hulle, ek wil nou nie almal insluit by dit nie, maar daar is verseker mense wat sê dat hulle voel regtig diep binne seer gemaak wanneer jy nie erken dat daar transgender mense is nie. Nee, daar is Wag, sorry, wag. Ek gaan net gou daai refine. Wanneer jy sê dat transgender vrouens nie regte vrouens is nie. Dus dink jy dit is 'n moeilike topik om aan te raak, nee, want daar's baie facets on dit. Ja, ek dink ek wil net gou sê ons kan in die toekoms dalk, dis ook tot 'n mate ek dink moeilik vir my en jou en ons moet dit erken om objektief oor baie van hierdie dinge te praat want ons het ons eie opinies. So weer eens iemand wat hierna luister, dis ons eie opinies. Ons sal met liefde iemand wil ophê wat ander opinies het. Maar vir nou gaan jy maar net luister na wat ons sê. Om terug te kom na wat jy gesê het, nê? Een is die persoon actually kom ons gaan so. In daardie geval is dit net opinies, nê? Soos dis die persoon se opinie en my opinie. En as die persoon nie saamstem met my opinie nie, dan sure, moenie saamstem met my opinie nie. Dis cool, maar moenie offended wees as ek my opinie sê nie, want ek raak nie offended as hulle opinie sê nie. Ek kyk ook nie na hulle opinies nie. Soos wat cool is ek het my algoritme al so uitgewerk dat ek nie sulke shit sien nie. Dink jy mense sorry dat ek sê dis shit, maar weer eens is net my opinie. Ja, ek verstaan. Dink jy so dis dan beter as mense net eerder hulle distances hou of eerder dink jy dit is 'n geval van waar mense net bietjie meer tolerant moet wees? Want ek dink verseker so. Ek dink mens moet net 'n bietjie meer dalk nie overly sensitive wees oor alles nie. Jy moet shit kan vat soos 'n ek gaan nou baie seksisties klink, maar shit kan vat soos 'n man. Soos moet ook nie freaking insulted raak oor elke klein ding nie, want dan is jy net childish in my opinie. As jy
as jy gaan soos nee, maar daai persoon het nou dit gesê en dit klink jy klink somme childish. So dit is nie dis hoekom reageer En jy dit so as jy dit beïnvloed ook baie van ons ander dele van ons lewens. Ek weet Sarah Gaan, ek ken haar nou natuurlik, soos ek kan nou verwys na haar op die naam want ek werk saam met haar, maar sy het hierdie ding wat sy altyd sê, sy is hoof van die Free Speech Union van Suid-Afrika en sy sê altyd dat die vryheid van spraak beïnvloed elke liewe ander aspek van jou lewe. En ek wil dit nou net inbring in die sin van dat ek dink deur nie bereid deur oorsensitief te wees en te wil hê dat baie dinge wat ander mense sê en baie van hierdie platforms privaat en bietjie meer publiek gesensor moet word, vat jy ook weg van baie van ons vryheid. Ek meen byvoorbeeld soos dis 'n interessante ding om te gesels oor hoe vryheid van spraak en of dit gereguleer moet word, komedie byvoorbeeld affekteer. Kan jy nou nie meer grappies maak wat jy wil maak nie omdat dit bietjie offensive is vir sekere mense. En ek meen dit vat weg van baie van die kreatiwiteit wat mense het. En jy sal sekerlik jy weet verseker beter as ek nou, maar baie van ek meen kuns. Ek weet die constitution maak nou natuurlik gaping vir creative art expression, wat is dit? Artistic expression. So dit het 'n gaping vir dit, maar ek dink nog steeds deur te begin om baie van hierdie dinge te reguleer, beheer jy en onderdruk jy baie van die mense se kreatiwiteit. En ek dink dit is so 'n belangrike ding om te sê, weet jy wat, dat vat dit eerder soos 'n man sodat ons daai vryheid kan hê. As ek dit nou maar so bland soos dit kan sê. Ek weet nie, dink jy byvoorbeeld mense wat movies maak of mense wat sekere soos in die entertainment industry, dink jy dat hulle moet toegelaat word om bietjie die boundaries te push of dink jy hulle moet eerder bietjie meer sensitief wees oor die konteks van vandag? Dus jy sal nie vandag as jy vandag van die ou movies gaan kyk, dan jy soos yes, hulle kan nie dit vandag meer doen nie. Dit is actually sad. Dit is baie sad vir my. Want soos okay, ek het 'n paar goeters wat ek wil sê. So ek dink creative mense moet allow word om die boundaries te push. I mean, dit is die rede agter being creative and creating something is om mense te maak dink oor wat aangaan. I mean, ek gaan nou die naweek gaan ek na die FNB Art Fair toe en dit consist of contemporary art. Meeste mense verstaan nie contemporary art nie, oor dit nie soos realistiese kuns is, waar dit actually iets wys, soos 'n prentjie of 'n ding nie. Dit is gewoonlik interactive, of dit is abstrakt, of dit is dit is nie soos normale kuns soos Van Gogh en die Mona Lisa, en dit is nie soos dit nie, dit is bietjie anders, contemporary art. Maar die hele doel van kuns, maak nie saak watter tydperk dit is, of watter kategorie, as ek dit so kan, genre of era, of wat ook al kategorie, as ek dit so kan sê, dit inval nie. Kuns is daar om mense te maak dink. Nee? In my opinie, weer eens, so ek, vir my, as jy na kunswerk kyk, is daar 'n ervaring wat jy reflect vanaf. En daardie kunswerk is daar om 'n sekere reaksie te evoke uit jou uit. En jou te maak dink oor daai reaksie en daai ervaring wat jy kry. So as jy kyk na 'n kunswerk en jy gaan soos in daar was laas jaar by die Art Fair, was daar 'n kunstenaar gewees wat plainly put, sy het lyne op 'n canvas getrek. Okay. So die lyne represent connections. Okay, dit kan connections soos personal connections wees in jou kop, dit kan connections wees met ander mense, dit kan relationships wees, dit kan social media wees, dit kan letterlik enigiets, maar daardie lyne het 'n ervaring in my evoke, wat gaan soos like, dit is hoe die lewe moet lyk, in my kop.
was ek soos dis hoe die lewe moet lyk. As jy 'n lyntjie moet trek elke keer as jy iemand nuut ontmoet en daai persoon se connections met ander mense en dan soos dis net freaking dit hou net aan en eventually gaan daar iemand wees wat weer terugkom na jou toe. Verstaan? Soos eventually like dis alles net en sorry, kan ek as iets as ingooi? sy nie ja. Wat baie belangrik is van baie van hierdie gevoelens wat dit invoke in jou, is ongemaklik. Maar is ongemaklik juist vir die rede dat dit nuut is. Ja. En dat mense dit nog nie voorheen ervaar het nie. En daai kunswerk byvoorbeeld, dit het dalk in jou 'n gevoel van hoorie, dis hoe dit moet wees, sens gemaak. Maar in ander mense was dit 'n gevoel van verskriklike ongemak, want hulle dalk of 'n overwhelming feeling of 'n exactly. Ja, elke persoon ervaar iets anders, sure. En kom ek sê soos as sy nie die vryheid gehad het om haar meaning of connection te kan wys nie, dan sou daai kunswerk nie daar gewees het nie en ek sou nie daai ervaring gehad het nie en ek is seker baie ander mense sou nie daardie ervaring gehad het nie. Ook daar's 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar called Ed Young wat letterlik weer eens contemporary art en mense gaan soos ag maar hulle kon dit gedoen het. Okay, sure, jy kon dit doen en jy kan dit seker nog steeds doen. Die enigste verskil is jy het nie. So dit is hoekom hy 'n bekende kunstenaar is en jy nie. Maar wat hy doen is hy het baie ander goeters ook, maar so weet jy hoe dit lyk as jy vir iemand 'n put wys? Soos is basically 'n fuck you soos daai. Nee. Wow, ja. Hy het letterlik verseker hierdie weer hoor. Ek het lelike tekens op ons podcast. Ek is sorry, maar ek wys net want dit is sy kind, okay? Soos hy het freedom of expression. Exactly. Hy het soos 'n standbeeld gemaak, real life ene, wat lyk asof iemand sy hand deur die muur druk en dit wys. Ja, en dis so realisties, dit lyk amazing. Toe ek het die eerste keer gesien het, toe dink ek vir myself, is daar gat? Like, want wat die hel, daar's ewens soos 'n tattoo om die ou se hand. Yes, like, ja. Ja, dit is vir my, en ons is like armor. Okay, anyway, ek freaking op the track, nee. Okay, so dit is 'n voorbeeld van een tipe kunswerk wat hy het. Dan het hy ook 'n canvas wat op sal sê fuck, fuckers, fucking, of whatever, nee, of as jy in Johannesburg bly, dan sou jy mis probably al die gebou gesien het, maar aan die een kant van die gebou staan daar Call Your Mother, dit is Ed Young, dit is sy kuns, nee. Okay. Hierdie alles dit kan either gesien word as insulting, of net soos like 'n reality check, of soos vir my, in my opinie, is dit bietjie soos in 'n meer van 'n reality check, soos like hoe durf ek dink ek is cooler as jy, of soos like hoe durf ek dink dat my tyd belangriker is as om te spandeer om my ma te bel. Verstaan, soos dis 'n en weer eens as hy nie freedom of speech gehad het nie, dan sou ons nie daai ervarings gehad het nie. Julle sou nie nou net gesien het wat ek vir julle gewys het nie. So sou nie eers geweet het waarvan jy gepraat het nie. En dit bring my by 'n baie belangrike ander punt, maar gaan nou dalk kom ek net gou vinnig hierdie sê dat daar's obviously 'n groot verskil tussen, ofwel ek nie so obviously nie, maar daar is 'n onderskeiding wat gemaak moet word tussen vryheid van spraak en vryheid van uitdrukking. En alhoewel vryheid van spraak 'n subafdeling is van vryheid van uitdrukking, dink ek wel nie ek dink jy kan die een sonder die ander nee, ek dink nie as jy kan die een sonder die ander hê nie. Sorry, weer eens, ons dink oor baie van hierdie goed in real time, so ek moet weer dink of jy een sonder die ander kan hê, maar vir my initially maak dit my sin dat jy nie die een sonder die ander kan hê nie. En ek sê dit sodat ek die hele chain net weer bymekaar kan bring en deur te sê dat soos jy sê, deur nie vryheid van spraak te gehad het nie, beperk jy kreatiwiteit. En deur kreatiwiteit te beperk jy vryheid van uitdrukking. En deur vryheid van uitdrukking te beperk, letterlik beperk jy jouself. Ja. Want baie van hierdie emosies wat wakker gemaak word binne jou deur ander mense se kreatiwiteit,
inspireer iets in jou en inspireer iets wat ek dink vir so lank die mens deel is van die mens. Ek meen dit klink nou stupid en ek dink mense is vinnig om kreatiwiteit af te maak deur te sê ag ek is nie 'n kreatiewe persoon nie, maar die mens is inherently kreatief. En ek dink deur hierdie kreatiwiteit te probeer onderdruk jy iets fundamental aan wie jy is as mens en wie ons is as samelewing. Ja, maar wat ek wou by uitkom is die punt dat wat het jy gesê? Ek het nou eers op 'n rand gaan. Kom ek sê soos ek stem saam met jou, soos die feit dat ons nie die feit dat ons freedom of speech en freedom of creativity beperk jou, en that's not a good thing, want jy wil tog nie hê dat almal dieselfde moet wees as jy nie, en jy wil tog kan express wie jy is, en mense, jy wil tog hê mense moet weet wie jy is, soos die mense in jou lewe weet obviously wie jy is, en like wie jy is as 'n mens, en daar is 'n rede daarvoor, want byvoorbeeld, jy like vir my, want ek is nie bang om te sê wat ek dink oor iets nie, ek like vir jou, want ek dink nie, jy is ook bang om te sê wat jy dink nie, en jy dink, soos, daar's verstaan, soos, die feit dat jy is, maak dat ek jou like. En as jy gaan soos, maar jy mag nie hierdie sê nie, en in jou kop gaan jy soos, maar dit is deel van wie ek is. Ek glo hierdie tot in my binneste, en jy gaan, ek mag dit nie sê nie, dan you suppressing a part of yourself. En dan is hy nie ultimately jouself nie. En eventually, as jy dit so ver wil vat, eventually gaan ons almal dan net dieselfde moet wees, en dan gaan die lewe boring wees, want as ons almal dieselfde is, wie gaan nuwe idees skei? Wie gaan nuwe Hoe gaan samelewing vorentoe beweeg? Yes, hoe gaan ons evolve as ons almal dieselfde is? Ja. En hoe boring gaan die lewe dan wees? Ja, dis nou nie wat ek wou gesê het nie, maar nie wat jy sê nie. Wat ek nou gaan sê is nie wat ek wou sê nie, maar dit pas beter aan by hierdie. Is dat dink jy daar is dan, ek dink 'n groot entiteit of institusie wat sou mense dit noem, wat 'n rol speel in samelewing vorentoe te vat, is universiteite en skole tot extent, maar universiteite grootendeels. Maar dink jy daar is 'n plek vir vryheid van spraak in universiteite? Ek dink dat universiteite is die senter van 'n samelewing se dink. En ek dink ja vir professors en akademikuste, maar vir die studente. Mense is baie geneig natuurlik om, terwyl jy 'n student is, op die exception nie, maar ek dink meestal is studente geneig om baie liberaal in hulle aksies en hulle denkpatrone te wees. Juist omdat hulle deur 'n fase gaan, en mense gaan maar almal deur jou bietjie meer van 'n rebellie fase, waar jy jou opinies en jy het nuwe idees, en so ek dink dit is baie belangrik dat universiteite ek dink universiteite moet 'n platform gee vir enige vryheid van spraak. Ek dink universiteite moet, as hulle mense toelaat om te kom praat by die universiteit, moet dit mense wees wat nie eers saamstem met mekaar nie, moet platform kry. Maar wat dink jy van skole? Dink jy skole moet daai selfde platform bied? Of dink jy mense moet bietjie meer sensitief wees? Ek wil net gou 'n voorbeeld gee. Dink jy, en ons gaan nou weer terugverwys na dit toe, maar dis omdat ek en Annika baie sterk opinies oor hierdie het. Ek het nie 'n probleem daarmee as 'n universiteit 'n transgender persoon kry om te kom praat nie. Dink jy 'n skool moet dit doen? Okay. Net gou terug by die universiteite. So, Jordan Peterson praat baie daaroor, en ek kan stem saam met hom, en dit is snaaks dat ek saam met hom stem, want ek is deel van die westerse wêreld, en ek gaan universiteit toe, ek het 'n tertiary education tans, en ek is besig om verder te gaan, ek is besig met my postgrad, so, dit is ironies dat ek dit sê, maar universiteite, ja, is die epicenter van nuwe idees. Ek weet almal gaan nie universiteit toe nie, which is fine, maar dit is waar nuwe idees gevorm word. Die veld waarin ek is, en die topic wat ek gebruik, is al 60 jaar terug geontwikkel in die akademiese wêreld, waar dit nou eers in die laaste 10 jaar present is, en op die normale
normale mensvlak, soos nie academic world nie. En as ek praat van akademiese wêreld, soos daar's baie academic mense wat research doen oor hierdie en creative thoughts het oor hierdie topic. Soos dit is separate. Academic world is nie separate van die normale mens. As ek dit so kan sê en ek sê afgesonder. yes, nee, en ek dis sê nie dis ek sê 'n nie one-way die street, normale ja, ek sê nie die normale het nie mense is Sorry. ja. Dis net dat normale mense doen nie die moeite om actually te kyk wat in die academic world is nie. En dis niks judgment of wat ook al, dit is nou maar net realiteit. I mean, 'n academic persoon, dis funny, soos ek kan nou my ma as voorbeeld gebruik. My ma was nou by 'n kongres gewees vir die mediese wêreld. Soos daar's mense wat reg oor die wêreld gekom het. En wat weird is, soos my ma is 'n normale mens vir normale mense, maar in die akademiese wêreld is my ma actually nogal 'n pretty famous mens, want die research wat sy doen is magnificent. Verstaan, so my ma is so Dis 'n baie enclosed circle, ja. Ja, soos ek en jy wat in die normale wêreld nou sal wees, wat sal nie weet dat my ma 'n famous mens is nie. Maar laat ek nou 'n academic wees in die medical world, dan gaan ek weet, Kissie, hierdie is actually 'n baie cool mens. Sy weet so baie. Sy persoon, so sê soos anyway, vir 'n normale mens is dit om soos 'n famous actor te ontmoet. Soos dit is die feeling. I mean, dis die feeling wat ek kry as ek soos bekende artists of academics ontmoet in my veld. So ja, Okay, maar jy was besig om te sê oor universiteite, ja. Ja, needless to say. So universiteite is die epicenter van nuwe idees. En dis great. Die fout in my opinie wat westerse universiteite doen is limit die academics. So byvoorbeeld ek in my veld, in my topic wat ek gebruik, kan ek nie ek is in humanities en humanities is usually 'n meer liberal faculty. So ek kan nie assume dat iemand 'n man of 'n vrou is nie. Okay? So ek as jy geklaim het, kom ons sê in 2022 dat jy 'n man is, moet ek gaan daarmee. Ek moet jou pronouns in my research gebruik asof dit 'n man is, asof jy 'n man is. Ek kan ook nie sekere language gebruik in my research nie, want dit word gesien as insulting. Ek kan nie gaan ek probeer 'n voorbeeld gebruik. Maar kom ons sê die normale mens sal sê bottel. Okay, ek gaan nou net 'n stupid voorbeeld gebruik, maar daar's soos 'n hele lys. Actually, as hy Harvard het 'n hele lys gemaak van soos daar's verskriklik baie woorde wat mense nie meer mag gebruik nie. So jy mag nie sê soos bottle nie, jy moet nou sê 'n glaskanister. Okay. So kom ons of soos jy kan nie sê policeman of policewoman nie, jy moet sê police person. Okay. En dit vir my is nie reg nie. Want dit constrict freedom of speech, right? En daar voel ek universiteite is besig om mense te restrict in hulle opinies en dit limit ook die nuwe idees wat gevorm word. Die nuwe idees wat oor 60 jaar gaan present wees. Verstaan? Gaan relevant wees tot die normale mens. Ja. So dit is my opinie van universiteite. Om te kom by gaan maar. Ek dink verseker, sorry, ons kan nou by die skole kom, ek sal 'n note op dit hou maar.
Ek dink verseker daar is 'n soos ek verstaan hoekom dit klink asof mens praat van 'n utopia wanneer mense hierdie idees van vryheid van spraak bespreek. Want dit klink wonderlik in 'n society waar ek kan sê net wat ek wil en almal anders kan sê wat hulle wil en ons gaan net niemand omgee oor wat die ander sê nie. Dit is nie heeltemal die geval dink ek nie. Alhoewel dit perfek klink, weet ek dit is nie want ons is emosionele mense. En alhoewel dit vir my en jou maklik is om te sê dalk ja, maar ons moet 'n bietjie dikker vel hê en dit tot 'n mate implementeerbaar is, dink ek trauma speel 'n baie groot rol in. En ek wil nou nie daai woke persoon wees wat sê, "O, trauma, wat. Nou sensitief is almal se trauma nie." Ons gaan regtig nie triggers vir hierdie video's insit nie. Ons gaan nie vir julle disclaimers insit vir triggers nie. Dis die een ander disclaimer wat daar nie gaan wees nie. So ek dink tot 'n mate mens moet net ten minste, dis hoekom ek dit opbring. Ek wil net noem dat beide ek en ek weet ek kan namens jou hier praat. Besef dat daar baie sensitiewe topics is wat bespreek kan of sensitiewe punte is wat aangeraak kan word. Sensitief bedoel ek nie jou sensitief nie. Ek bedoel daar's baie meer betrokke as net hoorie dis maklik om te sê wat ek wil. Want ek weet ons moet dis 'n agter baie dat complicated, intricate ding. ja, want ek verstaan dat deur ek wat nie op 'n sekere manier iets wil sê nie, limit dalk jou freedom of expression, maar terselfdertyd limit dit my freedom of speech. So ons verstaan dit en dis 'n topik vir 'n ander dag. Ja, okay, Alneka skole. Ek wou dit net Ja, so skole sure by okay. Ek gaan nou weer 'n bietjie universiteit inbring. So ek het graad verander, right? So ek het 2 jaar geswat en toe verander ek my graad na kunsgeskiedenis toe van graphic design af, né? En dit het veroorsaak dat ek nuwe modules moes vat. So ek moes van eerste jaar af daardie nuwe modules gevat het. Een van dit was filosofie gewees. Nou filosofie is 'n module waar jy kyk na philosophies en ideologies en jy praat daaroor en jy leer wat mense soos freaking Aristotle en Descartes en ja, en ja, ons het in een van ons ja. vorige episodes ook 'n bietjie ingegaan in dit en in die vryheid van die free will episode, onthou jy het ons 'n bietjie groter oor filosofie. Ja, wel ons het ook in die moraliteit episode was net even filosofie. Ja, weinig gewees. So gaan kyk ons vorige video's. Anyway, ja, so en ek onthou, ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar ek het vir jou gesê soos ek wil nie meer na die klas toe gaan nie want ek stem nie saam met wat die lecturer sê nie. So een ding vir my is dit was met 'n eersjaar module. So eersjaar module beteken usually jy is 19, jy is fresh uit skool uit, jy is nog baie impressionable, jy het nog nie die culture van universiteit en eie idees en wat ook al begin leer nie. En ons een van die modules was die lecturer het gepraat oor, ek kan nie presies onthou wat die hele topik van die module was nie, maar ek onthou daai dag. Die lecturer het gesê dat in Suid-Afrika het wit mense 'n voordeel omdat hulle wit is. En ek het nie saamgestem daarmee nie. Ek stem nou nog nie saam daarmee nie. Maar anyway, ons hoef nie nou daaroor te praat nie, maar in elk geval. So, ek het nie saamgestem daarmee nie en vir my, dit het my gepla, want hier sê hierdie lecturer, iemand wat veronderstel is om, soos 'n philosophy lecturer, iemand wat veronderstel is om idees en nuwe perspectives te install en te encourage in jong mense, né? En hier kom hierdie lecturer en hy sê 'n wit man, net so by the way, en hy sê dat wit mense het 'n voordeel in Suid-Afrika omdat hulle wit is. En ek was net so like, jy kan nie dit sê vir mense wat se breine nog nie fully ontwikkel is en wat so impressionable is nie, want nou gaan daardie student, dit was bietjie anders met my, want ek was ouer en ek is al gewoond aan die universiteit culture en nuwe idees en
Anyway, so hier gaan hierdie 19-jarige, hy gaan wat die lecturer sê is wet, ek moet dit leer, dit is hoe dit is in die wêreld. En dit is wat hy vat vir die res van sy lewe. Soos vir my, it's not a good thing. Selfde, so dit bring my nou terug by skole. Kinders op skool, jou brein is nog nie fully developed nie. Jou brein kan nie, jy kan nie, jy's nog nie klaar physically developed nie, soos jou hormone is nog nie uitgebal, jy's besig om deur puberty te gaan, obviously gaan jy nie weet wat die hel aangaan met jou nie, jy is confused, Ons weet nou nog nie wat aangaan nie, so hoeveel minder weet hulle. Exactly, so, ons is nou nog nie daar nie, never mind skoolkinders. Soos jy is baie impressionable op daardie ouderdom. Soos jy soos 'n sponsie, want jy gaan almal wat ouer as jy is, wat hulle sê is vet en whatever, en dan is daar ook die aspek van in daardie tydperk is mense ook meer soos in skooltydperk. Is mense ook meer geneig om te rebel. Om teen die grein te gaan, om te gaan soos nee maar ek wil nie vir my ma luister nie, ek gaan 10 uur gaan slaap in plaas van 9 uur, of soos jy eksperimenteer meer met habits en hoe jy praat, en want jy moet van daardie stadium af moet jy in adulthood ingaan. En ja, kan ek dit dalk try net verduidelik as baie keer, ek dink die rebellie wat op skool gebeur is anders as hier in ons wys nou dat dit as rebellie in quotes, maar die rebellie wat in die skool gebeur as teenoor die rebellie wat op universiteit gebeur, is die een is weer jy vind jou plek in jou society, ja. In skool dink ek meer in jou huishouding, in jou gesin. So wat ek bedoel daarmee is, dis baie keer meer 'n rebellie teenoor wat 'n ouer sê. En nie rebellie in 'n baie lelike sin nie, maar jy's baie meer geneig om die boundaries te push teenoor wat jou ouers sê. En jy moet jou plekkie vind, ja. Ja, so ek dink op skool is dat jy vind jou plek in jou huishouding, jy vind jou plek in jou gesin. Alhoewel daai ontwikkeling nog steeds oordra tot in universiteit, dink ek in die universiteit is dit baie eerder die geval dat jy dalk al bietjie bevestig het waar jy in jou huishouding inpas, wat jou rol is, maar nou begin bietjie meer rebel teenoor wat society sê. Yes. En baie keer vir baie mense is dit dan eers teen die huishouding, maar tot 'n groot mate dink ek is dit dan teenoor society. So ek dink om 'n transgender persoon te kry om te praat by skool, it's not a good idea. Oor die algemeen dink ek nie soos om dit okay te maak vir kinders om ge-exposed te word aan daardie idees wat nie saamstem met jou huishouding nie. Vir my soos my opinie, as jy 'n baie, kom ons sê jy word groot in 'n baie liberale huis, dit beteken dan jy is constantly exposed daaraan. Dit is normaal vir jou om te hoor van transgender en van meer as 2 genders oor die algemeen, en van 'n dogtertjie wat 'n seentjie is of 'n seentjie wat 'n dogtertjie is. Dit is normaal vir jou. Dan by all means hê die transgender wat met jou kom praat. Maar as jy in 'n meer liberale skool is wat hierdie goeters ek dink nie dit is reg nie, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. As jy in 'n meer konservatiewe skool is, soos waarin ek was, my skool het elke Vrydagoggend, ons het elke oggend het ons 'n amfidiens gehad waar ons die skool mee geopen het, elke oggend gebid. Freaking my laerskool het ons Bybelklas gehad. Ek was in 'n baie meer konservatiewe omgewing gewees. So die skool kan my nie keer om as persoon 'n transgender te word of wat ook al nie. Maar in daardie aspek om 'n transgender te nooi om te gaan praat by die skool is nie 'n goeie idee nie, want dit konflik met die skool se ideologie en die skool se
rigting en dit konflik met meeste van die studente wat soontoe gaan. I mean, daar is 'n rede hoekom ek na daai skool toe gegaan het en daar is 'n rede hoekom ek nie na die liberale skool toe gegaan het nie. Ja. Maar overall dink ek nie dit is 'n goeie idee om sulke mense ek sê nou transgender want dit was jou voorbeeld, maar ek praat van enige iemand. Soos ek dink nie dit is 'n goeie idee om iemand wat 'n spesifieke ideologie of politieke view soos EFF of ANC of DA persoon of iemand met 'n spesifieke belief system te nooi na skool nie. Juist oor kinders so impressionable is en gaan soos maar hierdie persoon is 'n professor of hierdie persoon is 'n dominee of hierdie persoon is 'n I don't know, 'n politikus, so hulle moet weet wat hulle sê is dan wet en dit is nie waar nie want kinders, in my opinie, kinders het nie die kapasiteit om te gaan, maar wat die persoon sê is net sy opinie, 1, en 2, wat die persoon sê, moet ek actually oor gaan dink. Ek kan nie net gaan, die persoon sê dit en dit is wet nie. Kyk, jy kan nie regtig van 'n skoolkind verwag om ek dink dit te doen nie. Ja, exactly. Maar dis wat ek wou by inkom by die universiteit, is ek dink jy het 'n goeie punt gemaak van, dat universiteitsstudente is veral eerstejaars, maar regdeur is baie impressionable. Ja. En ek weet jy het die punt gemaak om te verwys terug na die skool toe, so ek gaan dit nou daar ook bespreek, maar ek dink verseker dit is die waarheid, hulle is baie impressionable. Maar daar's 'n verskriklike verantwoordelikheid op die kind om self te gaan ondersoek. Ons was gister by die planetarium gewees in Kaapstad, en terwyl ek deur die planetarium gestap het, toe besef ek wat 'n kreatiwiteit, wat 'n curiosity dit in mens wakker maak. En ons kan 'n ander dag daaroor gesels oor hoe belangrik dit is om kinders te vat om museums te sien en om historical artifacts te gaan kyk en sulke tipe dinge, sodat jy daai nie net curiosity vir dit wakker te maak in die kind nie, maar kinders te motiveer om self te ondersoek, self te gaan lees. As jy universiteit toe gaan, self te gaan kyk of wat die professor of dosent gesê het regtig met jou resoneer. So daar's 'n verskriklike verantwoordelikheid op beide die ouers en die kind self, die persoon self, om regtig belang te stel in die dinge rondom jou, om by te dra dan tot wie jy is. So ek stem saam, dit is baie impressionable, maar okay, ek dink daai professor het die reg om dit te sê. Hy het die vryheid om dit te kan sê. Alhoewel natuurlik, ek dink daar sekere beperkings is, wat ek dink weer eens regtelik so is, en wat ons nou deur die hele gesprek basies bevestig het, is dat private institusies kan self reëls maak. So ek dink ja, daai private institusie, die universiteit, as hulle 'n spesifieke bietjie meer liberale leaning ding is, dis fyn. As jy nie na so 'n universiteit wil gaan nie, gaan na 'n ander universiteit toe. Dis waar ons by die skole uitgekom het. Ek dink school boards is so belangrik, want dis juist wat jy sê. As jy jou kind in 'n meer konservatiewe Christelike skool byvoorbeeld wil sit, dan moet daai school board gaan mos nou natuurlik meer align met wat die kinders of die meerderheid van die kinders in die skool wil hê. En vir daai sin dan gaan hulle heel moontlik nie mense nooi na die skool toe wat nie saam met hulle stem. En alhoewel ek verstaan hoekom mense wil hê dat daar meer as net een ding blootgestel moet word noodwendig aan kinders, of ten minste ek was die tipe persoon wat ek sal graag wil hê ek moet self kan kies. Maar ek dink dit is baie belangrik vir ouers om dit te kan kies vir die kind totdat daai kind self kan kies. So ek dink dis die beter opsie, the better of the, ek wil nie sê two evils nie, maar dis die enigste manier wat ek dit kan beskryf. The better of two evils hierso is, omdat die kind nie kan kies nie, kies die ouer. Want ons neem aan dat die ouer die beste belang van die kind in gedagte het. So hy gaan sy kind in 'n skool sit wat met hom resoneer. En ek dink dit is die beste uitkoms vir die kind. So ek dink dit is belangrik dat ons, as ek gou-gou 'n storie kan vertel, ons het so rukkie terug met 2 studente van die George Washington Universiteit ontmoet en net so 'n bietjie gepraat oor Suid-Afrika en so. En dit was interessant dat hulle genoem het na die tyd dat die universiteit waar hulle is, dit nie, hulle sal nie 'n professor noodwendig fire omdat hulle nie saamstem met wat hy sê nie, maar die studente hou op na sy klas toe gaan
omdat hulle nie belangstel in die klas nie. So hulle subscribe nie aan die, soos hulle vat nie daai klas nie. En dis my interessant geweest en ek dink nie ek het regtig 'n probleem daarmee nie. Want as daar nie belangstelling is vir die meerderheid van die studente in die universiteit in daai spesifieke klas nie, is daai professor heel duidelik vir die verkeerde universiteit. En ek is seker hy sal werk kry by baie ander universiteite wat wel belangstel in wat hy te sê het. So ek dink nie mens moet noodwendig in daai sin sê, weet jy wat, jy moet daar kan praat en jy moet kan sê wat jy wil, ten spyte van of niemand van jou hou of niemand saamstem met dit. Jy moet kan, maar jy gaan op sekere plekke gaan dit net nie hê nie. En ons moet daai vryheid gun vir daai universiteit om te sê, weet jy wat, die meerderheid van ons studente stem nie saam met dit nie. Ons kan ongelukkig nie hierdie klas verder aangaan nie. Jy kan nie verwag dat hulle moet betaal nie. Dis dan basies om te sê, 'n mens moet vryheid van spraak hê, maar daar's 'n tyd en 'n plek daarvoor. En as jy ook soos nie van iets hou nie, as jy nie hou van wat iemand sê nie, dan verwyder jouself van die tyd en die plek. Ja, verwyder jouself van dit. Ja, en dis wat die studente ook doen en dan later die professor ook. Ja. So dit is ek like daai idee. Dit is hoekom ek het nie 'n probleem daarmee. Dit is related ook aan ek wat sê soos ek kry nie die feed van transgenders wat verskillende perspektiewe oor die topic het as ek nie, want my algoritme is so opgestel. Ek het hard gewerk daaraan dat ek nie dit kry nie, verstaan. Soos selfs soos as jy nou regtig nie saam met my stem nie, verander jou algoritme dat jy nie my feed kry nie en hou kyk na my goed. Ja. Ek dink ook ek dink dit is 'n belangrike, ek het 'n storie wat ek wil net vandag vertel van, wel dis nie eers 'n storie nie, ek kan dit noem, maar ek het gehoor nou die dag 'n hele ruk terug eintlik van 'n skool in Amerika wat 'n kleuterskool was, maar hulle het die kinders in die klas gecolor code. So kinders wat maar ons hoef nie eers dit te vertel nie, ek kan net letterlik sê, soos as jy nou kyk byvoorbeeld na die LGBTQ vlag, dit is verskriklik kleurvol en kinders is natuurlik aangetrokke tot kleure. So ek meen as jy in 'n klas sit waar jou onderwyser, kom ons sê jy is graad 2 en jou onderwyser maak al die kinders wat 7 is, maar wat transgender is, of kom ons sê die kinders wat 7 is en sê hulle is gay is blou en die wat sê hulle hou van meisies en hulle is meisies is geel en almal wat heteroseksueel is grys. Wat 'n impressionable kind gaan nou grys wil wees. Dit is nie nice, dit's nie nice nie, want as hy 7 is, jou groot doel is om net te speel met die mense wat soos jy lyk. So, jy kan ook nie as hy 7 is al bepaal, jy ek is romantically attracted aan vrouens of mans nie, want jy's 7, jy gaan net soos ek is attracted to girls of boys, want hulle lyk soos ek. Dis hoekom ek lekker gespeel het met die meisies en met die seuns, want hulle lyk soos ek. Ja, dit beteken nie ek was romanties aangetrokke tot hulle 7-jarige nie. Ek is jammer, soos ek freaking is baie passionate oor dit, maar anyway, gaan aan. Ja. Nee, maar dit is maar net wat ek eintlik wil sê. Dit is nou baie moeilik natuurlik om te sê, okay, weet jy wat? Ek besef dat daai onderwyser moet tegnies die vryheid hê om dit te kan doen. En terselfdertyd besef ek dat die ouer die vryheid moet hê om sy kind uit daai skool uit te haal. En terselfdertyd besef ek dat daar 'n lyn moet wees wat ek dink mense in gedagte moet hou. Dat wanneer jy in 'n skool is, of die skool meer liberaal of meer konservatief is. Ek weet nie, ek het nog nie genoeg hieroor gedink nie, maar miskien is dit 'n goeie clothing thought. Ek kan dalk sê dat, weet jy wat, ons het nou gesê dat mens moet vryheid van spraak hê en dan moet nie beperkings regtig volgens my at least daar wees nie. Ek verstaan hoekom ons het gesê, ons verstaan hoekom daar natuurlik beperkings moet wees op incitement of violence. Ons sal weer 'n ander dag ook praat oor 'n bietjie meer particular dinge. Maar in 'n general broad sense jy moet die reg hê om te sê wat jy wil sê. En ons het gesê dat ons wil hê ander mense moet net bietjie meer 'n dik vel hê, moet dalk nie oorsensitief wees en die duiwel agter elke bos gaan soek nie. En ons het gesê dat ons wil hê skoolboards skole moet self kan bepaal en
daar is miskien 'n bietjie meer soos universiteite moet ek dink platform bied vir 'n verskeidenheid. Vryheid, ja. Ja. Maar ons het Meer ook gesê vryheid, dat as jy ja. nie hou van die universiteit nie, moet jy gaan. Maar die konflik wat ek binne in myself ervaar is dat ek dink daar moet 'n plek wees waar as jy byvoorbeeld 'n meer liberale persoon is en jy gaan en jy kies 'n meer liberale universiteit en daai liberale universiteit hou net aan om meer liberaal en meer liberaal en meer liberale mense te kry om sê om te kom spreek of professors. Gaan daai mense nooit regtig 'n alternatiewe keuse hê nie. So ek weet nie, ons sal op 'n ander stadium dalk weer moet praat oor of universiteite dalk eerder moet sê, weet jy wat, ons het nie 'n stans nie. Dit is eintlik so moeilik want nou terwyl ek dit sê, ook besef ek maar hoe meer universiteite hierdie gaan nou vinnig gerambel wees sodat ek dit kan inpas, maar hoe meer universiteite sê, weet jy wat, ons het nie kyk, ons sê universiteit begin neutraal. Maar sy professors het nou aan beide, hy het bietjie meer konservatiewe en bietjie meer liberale professors. Nou begin die studente kom en hulle besluit, okay, maar ek hou meer van hierdie klas. Meer liberale studente kom, hulle hou meer van die liberale klasse, so die konservatiewe klasse sterf uit. Nou kan die universiteit naturally nie meer sê dat hy nie regtig dat hy 'n neutrale of 'n center universiteit is nie, want natuurlik maak society dit vir hom. So eintlik al wat ek probeer sê is, dis 'n interessante ding om te dink oor of mens regtig kan toelaat dat universiteite of vryheid van spraak en vryheid van 'n wye verskeidenheid mense se opinies op een platform werklik moontlik is. Wel, ek dink tot 'n mate is dit, want I mean, 'n universiteit, die mense wat die professors en die lecturers en die mense wat daar is veronderstel om homself bloot te stel aan nuwe idees konstant, want hulle is akademiese mense. So, sure, jy kan jou veld hê, maar gewoonlik wat gebeur is, daar is iemand wat saam met jou stem en iemand wat nie saam met jou stem in die veld. En dan daardie as jy navorsing doen, en hier is nou ek wat van 'n akademiese perspektief praat, soos as jy navorsing doen, is jy doen navorsing van so 'n manier om so min as moontlik kritiek te kan kry van jou navorsing. En dit beteken jy gaan moet kyk na meer as een perspektief van jou navorsing. En omdat daar so baie perspektiewe is jy veronderstel om 'n meer neutrale perspektief aan te neem sodat jy jou navorsing kan doen. Die enigste verskil kom in dan wat jou conclusion gaan wees van jou navorsing. Soos jy verstaan. So akademiese mense maak nie saak of jou conclusion van jou navorsing meer aan die liberale kant of meer aan die konservatiewe kant is nie. Hulle gaan outomaties meer neutraal wees omdat hulle al daai navorsing doen en nou hulle self expose aan ander perspektiewe. So universiteit is ook daar nie net om nuwe idees te consider nie, maar om ook te bou op die ou idees. En die ou idees gaan ook altyd van toepassing wees, want dit is waar jy vandag se idees kry. Dit word gebou op ou idees. En ou idees is both neutral, konservatief en liberaal. So dit sal nooit wegval nie. En ek dink 'n universiteit sal nooit meer dit sal nooit wegval, die konservatiewe deel of die liberale deel sal nooit totaal en al kan wegval nie, want dit is nog steeds relevant. En dit sal altyd relevant bly. So ja, dit sal definitief nie gebeur nie. In my opinie, ek dink nie dit sal gebeur dat 'n universiteit net liberaal sal wees of net konservatief wees nie. Onthou ook soos 'n universiteit het meer as een fakulteit, ook hang af wat sy meeste universiteite. En elke fakulteit lean ook meer of
meer liberaal of meer konservatief. En sure, dit kan die geval wees, maar nog steeds word daardie faculties beïnvloed deur past ideas wat liberaal, konservatief en neutraal is. So, Ja. I mean, kyk as jy na die medical world kyk, dis bietjie meer conservative, in die sin van, kom ons vat transgender mense byvoorbeeld as 'n voorbeeld. In die mediese wêreld, as jy 'n autopsie doen op iemand en daardie persoon was net 'n transgender vrou, die autopsie gaan sê dat dit 'n male was. Al Ek wat weet nie anders hoe gaan lank dit wees nog die op die geval gaan wees nie, maar ja, ek Nee, verstaan nee, wat nee, jy sê. dit sal altyd die geval wees, want jy kan nie fisies die bene verander van 'n persoon nie. Nee, En die ek verstaan gene dit. verander van 'n persoon nie, maar Ja, ek verstaan dit, maar of daar beperkings gemaak word, gesit word of jy dit mag skryf daar. nee, Maar anyway, obviously ons kan gaan die ander dag moet daaroor kan, want andersins gaan dit nie scientifically sound wees nie. So as jy 'n autopsie doen, so my ma het nou die dag actually 'n autopsie gesien en dit was 'n transgender vrou gewees. Wat sê op die autopsie is dit is 'n genetic male, wat deur 'n transition gegaan het, want obviously mense kan Ja. sien deur medical records en ek sal maar sê soos lidmerke of wat ook al, ek weet nie, Ja, kan nee, ek mens verstaan. sien dat dit 'n transgender vrou was. So dit is wat die autopsie rapport sal sê. So mediese wêreld in my opinie is meer konservatief, waar die humanities faculty waaraan ek is meer liberaal. En dit is fyn. Dit is fyn. Maar elke veld het sy konservatief en sy liberaal. Dit sal nooit verander nie, want mense sal nooit almal liberaal wees of almal konservatief wees nie, want daar gaan altyd iemand wees wat gaan ek is vir die en iemand wat gaan ek is nie vir dit nie. Ja. En dit gaan net die twee, so ja, ek stem nie heeltemal saam dat universiteite dit gaan kan doen nie. Maar anyway, Dis 'n ja. interessante, ek dink jy het dit mooi verduidelik. Ek het nie eers eintlik ek het uit my equation uitgeneem dat mense verskillende opinies het en vir daai sin vryheid van spraak. Want solank as wat dit is, sal mense verskillende opinies uitdruk. Ja, ek dink dit is 'n goeie punt om vir ons dit af te sluit. Dankie vir almal wat saam geluister het. Dit was 'n introduction, 'n inleiding tot vryheid van spraak. Ja, ons het actually nie gedink hierdie gaan so lank episode wees nie en hier sit ons nou. Ja, so julle gaan weer van ons hoor met vryheid van spraak, hoor. Okay, cool. Like and subscribe. Bye. Bye.